As julle voor die TV aangesit het, dan sal julle mal aangegaan het. Maar gee die Here die beste prys. Although lyk dit so min, don't despise the days of small beginnings. Ik bring groete van all the way from the United States of Pelican Park. Ik bring groete van House of Mercy, onder leierskap van Prophet Julian Klaassen en Naomi Klaassen. Ik is een van die sons daar, maar ik het gekom om mijn broer, Pastor Godfrey en Janine, wel te wens op die historic moment. Ik weet, ik ken van Godfrey en van Janine, 14 of 15 jaar. Ons het samen geloop, ons het alles samen gedoen, maar die Here bly die Here. Godfrey ken my suster wat nou moslim gedraai het, maar ek sta nog altyd vastig, oorvloedig in die roeping van die Here. Ek het nog kort getuienis gegee van my lewe, en dan gaan ons naar die woord. Jy hoor wat dood gewees het aan 'n accident. Die kar kom op die main road van Observatory, mors 7 stitches in my kop. Easy maar 7 stitches, maar die Here bly getrou. Sy hoop man wat 'n dokter gewees het. My ma het 6 kinders, my foster ma het 6 kinders van 'n eie. En sy moet nog 4 kinders groot maak. Die 2 is op hulle eie. My suster is moslim. Sy het haar naam gechange, Safia, maar hier staan ek, meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. En ek sien jou gemaak, jou eie suster wat saam jou kerk geloop het, jou eie suster wat saam jou dinge gedoen het. She changed her religion, maar die Here bly getrou. Ek gaan nie lang meer sien. Die man van die Here, die Elde Koopa, haal iets mooi aan. En die woord wat met my gekom het, wat die man van die Here vir my sê, ek wil hê, jy moet praat by my ordination. En ek sê, Here, wat moet ek van praat? But I got a scripture. Ek gaan Engels praat, my Afrikaans is 'n bietjie opgeraak. En die kon na my toe, Galatians 6, verse 9. And let us not grow weary in doing good. In due season, you shall reap if you faint not. You shall reap if you faint not. En die man van die Here het aangehaal van hy seisoen wat hy deurgemaak het previously. Maar ons strek uit na die dinge wat voor ons lê. Die woord wat ek die man van die Here wil met bemoedig is consistency. Ek ken nie die Afrikaanse woord so mooi nie, consistency. En dit kom by my is dit, daar het 'n tyd kon se lewe. Jy het 'n groot bediening, mense los jou, maar jy moet nog altyd preek. Sy sit met 2, althou moet sy net vir jou familie preek, stay consistent. Jy moet aanhou, mense gaan jou nie rug steek, maar you must stay consistent. Het lyk nie soos, daar niks as die man van die Here praat van dinge wat hy verloor het, maar hy was consistent. Ek het my sister is Muslim, but I stay consistent and I stay praying for. As hy maklik, maar die Here wat ek dien, hy maak nooit 'n mistake. You know what, apostel man van die Here, jy ouwe man dom, elke Saterdag, as ek af is, hier is die man, ek preek op die terrein, ek preek in die kamer, but I'm consistent in them. I'm not moved by my situations, and I'm not moved by things around me. I'm consistent because I'm reaching to the mark of the high calling. Vandag wil ek die man van die Here en die vrou van die Here bemoedig. Ons het saam hier gegaan. But one thing I like about this man, he still had that zeal and that fire for God. Hy het nie opgegee nie, maar hy het nog altyd aangehou. Dan het gebeur, maar hy nog altyd geroet. Hy was op palmboom, dan het gekom, hy het geval, toe staan hy weer op. Ek wil vir julle vandag bemoedig. Stay consistent. Mense gaan kom, mense gaan dinge belowe. Mense is maar net mens. Mense is uitgegaan om jou te destroy. But I like what the guys are doing. You guys are consistent in your ministry. They are gonna come things. Wees net sterk. Wees net sterk. Het gaat nie maklik wees nie, maar wees net sterk. Ek wil jou bemoedig, my vriend. Ek wil jou bemoedig en sê, as die Here ding doen, wat hy doen is wel gedaan. As hy maklik nie. Because it's easy to start something,
but it's difficult to end it. So what I want to tell you on this road is stay consistent. And the oil will represent